liggies ons aansit. Net vir die liggies. You know, like, dis ook 'n nice. Net so, Altyd ek sien like, aan 'n ja. separation. Ek het so geflop testing. Ek het so geflop die ander dag. Testing 1 2 2. Nee, ons werk en ek het so geflop die ander dag dat ek my eie gesig het ek halfte afgesny nie in die ding. Maar dis Ek nice sit jy kan op- sien wat die framing is. Ja, nee, maar baie keer dan raak ek once ek kom uitswitch, dan is dit die Here vat hom verder vanaf. Genade wat vir hom verder. Asseblief. Luister, dat ons begin. Ons Ja, het al man. rekord gedruk al. Nou hè. Ladies and gentlemen, Theodore Janchis. Hey, kyk jou. Thanks, Kyk, man. ek het dit gemaak hoor, want jy verstaan nie. Julle is Anne famous. As jy op 7de laat, julle is Anne famous. Jy kan nie deur die mall loop waar ek vandaan afkom. Ag, Alfred is so nou en dan op die TV. Maar aan Hankie, wanneer hulle nou die ding kyk, nee. Zander. Dis wel- Nee meneer. Ek het een keer vir ons is jare terug toe het ons 'n kerk, is die kerk of die skool, het vir Van Pletsen, Ja, vir Peer. Pierre van Pletsen geboek. Net om na die kermis toe te kom. Ek het nog nooit so frensie gesien nie. Die president was al daar so. Hy het nie so frensie gekry soos Van Pletsen nie. Want dis as jy iemand sien vir meer as 15 jaar elke aand in jou huis. Ja. Jy ken die persoon. Jy ken Ja. hy karakter, jy weet elke mannerism, Ja. enige movement, enige ding, alles van hy show ken jy, want jy kyk dit so Ja, met intensie man. 100%. Ons gaan kom by dit, maar ek wil eers te begin. Ek wil vir die mense sê ek en Theodore, of ek kan sê Theo. Yes. Ek en Theo se kinders gaan by dieselfde skool. Yes. Hulle is nie net in dieselfde skool nie, hulle is in dieselfde klas. En sy baby en my baby is die maande uit mekaar uit. So ons is baie. That's amazing. En ons ek jou nog nie baie goed geken het nie, maar ek in Joburg het ek jou altyd in die ronde gesien. Yes. Want ons is basically dieselfde, ons is min of meer dieselfde ouderdom. Ja, en ek dink ons in dieselfde area ook beweeg. Ja. wat dit was. Selfe area beweeg en ook baie het overlap ons baie in Joburg. Jy is een van die plekke waar you find yourself around selfe funksies, selfe goede, Yes. like-minded mense kry Yes. mekaar maklik. Is weird. Yes. Maar anyway, ek wil begin het by waar vandaan jy kom. Yes. Waar kom jy kom uit Heidelberg. Ek kom uit Heidelberg uit. En ek moet net dis sê want Ja. toe ek begin het by Sewenland, mense altyd gevra, "Waar, nee, wat is Heidelberg? Is dit Heidelberg Transvaal en so?" Nee, dis Heidelberg Kaap. Ja. Hy is so 2 ure plus Ek kan die hoor Kaap, hè. so jy toe jy sê Heidelberg het klink. Is brei. Dit's brei so. Brei. So in Heidelberg Kaap. Ja, joh, ek het klein dorpie, Ja. enkel ouer huis, maar I mean, jy weet, dis ja, enkel ouer huis. Ek het 'n jonger broer. Maar dit is soos ek sê, dis lekker om in 'n klein dorpie groot te word. Ek weet nie wanneer jy in die klein dorpie is hy tyd dan wil jy dink jy die stad is amazing. Ja. En jy wil haar by die liggies uitkom en dan nou van ek groot is dan kyk ek my laities en dink ek ja, jy het 'n bietjie meer as wat ek gehad het, maar ons het soveel meer gehad in terme van jy ken vir almal, jy groet vir almal. Die oom langsaan is almal kyk agter jou, jy speel buite. It's a Exactly. different world van ons moet 'n playdate maak vir my laitie en jou laitie om met mekaar te speel. Moet ons nou eers Is op WhatsApp gaan? wild. Ek wil nou eers vir jou bel. Bra. Dat die nou werk vir julle of so? As jy op dieselfde skool gewees, ek was op Hankie Primair. Al bly jy in ou Hankie, ons het altyd gesê of Yes. jy bly in daai kant van die jy loop. Nee, meneer. Jy loop te En jou ma gaan nie saam nie. Niemand draai jou af nie. Solank jy lig net anders as die straat lig Loop, aankom, ja. gooi jy huis toe. Ons sien jou later weer sien. So jy het in 'n klein dorpie groot geraak. Ja, kyk, kyk, dis die amazing ding van 'n klein dorpie is soos jy sê daai sense of community, daai veiligheid wat saam met dit gekom het. Ek waag nog om te sê, ek dink ons het seker een van die beste tye het ons groot geraak. Ja, ek dink daar's- ons is in hy final stages Ja. van waar jy nog privacy gehad het as 'n kind. Yes. Die laities is op Facebook nou. Bro, Shiloh het 'n YouTube account wat ek nie van geweet het hè. Hey. Die man dans aan sulke goed. Sulke goed vang hy man. In 'n geval. Ja, ek dink soos jy sê daai ding van klein dorpie en die mense ken mekaar en so aan. Ek dink die mooi ding van dit is jy kan nie groot kop kry nie. Al doen jy wat.
Ja. Jou plek, hou jou humble, hou jou op die grond. Ja, nee, ek hoor jou en ook is net like het het my 'n lang tyd gevat toe ek PE toe trek. Wat mense hier in die Kaap ook beskou as 'n klein plek. Ja. Maar vir my was dit 'n massive city. Toe ek nou loop jy skool toe. Ek het skool toe geloop, hoërskool. Nou groet ek almal. Yes. Mense kyk my like ek is mal. Want in Hankie, as jy nie gegroet het nie, dan het jou ma gehoor jy het nie gegroet nie. O, hy kan van jou skaam nie groet nie. Hy trek my gesigvelle af. My Dis bro. vir jou ma se gesê het. Ja. En om by te kom by daai storie van jou, né? Toe ek die eerste keer vlieg om te gaan rehearse aan 'n show in Joburg. Toe en I mean dit was my eerste flight Ooit. ooit. Hoe oud is jy nou? Toe was ek so 21. Jo. En I mean, kyk die Kaap is massive. Ja. Verstaan jy? Jy het gedroom van die Kaap en, Ja. en die robots en die goed. Ja. Dit is massive gewees vir my. En toe ek nou hy geleentheid kry om in 'n Boeing Hier af te gaan. gaan. En hy sê selfe ding, dis I mean ek was obviously senuweeagtig en so aan, maar ek klim op die flight en ek groet elke ry soos ek loop na my seat toe. Hallo. Gaan dit. Hallo. Is 'n mooi ding man. My broer, Is 'n mooiste gebaar as 'n innocence. Dis Dit is 'n mooi ding. Want dis waarvan hy kom, you know? En toe ek eventueel nog het sit, toe begin hy my te pla, man, iemand ben dan terug is my sweetpak broek of wat? Wat het ek gedoen? Wat het ek nog gedoen? Toe besef ek net, dis nou net, dis net 'n ander wêreld waar ons. Hulle bly in 'n ander wêreld. En is net 'n weird ding, maar ek wil ook jy kom van Heidelberg af en wat interessant is. Een van jou beste vriende het en dis hoe klein die wêreld is. Christo Davids in die straat afgebly by my in Joburg en ons het bevriend geword so deur ander vriende en goeie Ja. en altyd maar koffietjie geëet en so aan. En toe hoor ek by hom, hy en Maurice Page, al drie, Ja. selfe neighborhood. Ja. Ja, Guys, kyk, what are the chances? kyk ons is as ek so kan stel, Heidelberg is eintlik maar 'n dorp wat ken van kultuur. Kyk, rugby spelers en dokters en you know, verpleegsters en groot beroepe. Maar drama was altyd 'n belangrike deel van Heidelberg en dis hoe ons groot geraak het. En ons drie het net besluit ons gaan actors wees eendag. Selfe skole. Selfs skool, laerskool, alles. Is dit van kleins af vriende? Van kleins af. Van kleins af. Fascinating. So ek en my ma het by my oupa gebly vir 'n sekere tyd en toe trek ons die straat se naam was Burnstraat toe. En Maurice en Christo het in Hoogstraat het hulle gebly. Ja. So maar dan na skool het ons gaan saam speel en so. So ons het saam letterlik laerskool, hoërskool, ek en Maurice het saam gestudy. Christo het law gaan doen en Ja. hy het dit net vir sy oupa gedoen. Hy het geweet hy gaan skryf en ek. Dis wild. En vir mense wat jy weet, die mense ken mos hierdie persoon. Christo Davids is Errol gespeel in Sewende Land en Maurice Page was in Hy was in Isidingo. Isidingo. Yes. Hy was wat ek kan nie die karakter onthou nie. Ja, Hy was in Isidingo, die seun van was ek Tyron. en hy was in Suidooster. Hy was in Suidooster. Massive actors, julle ken almal ken hom. So julle drie is vir my fascinating dat drie ouetjies vriende is. Besluit hulle gaan al drie actors raak. Jy hoor nie drie ouens besluit hulle gaan almal speel rugby, maar almal speel vir die Springbokke nie, because al drie van julle het vir julle naam gemaak. Ja, kyk, daar's klomp mense wat 'n rol gespeel het hierso. Natuurlik Goliath Davids. He's the legend. You know, hy's 'n een wat glo het. Deur drama kan jy mense skool, jy kan mense confidence leer, jy kan mense. Hulle hoef nie noodwendig actors te wees eendag nie, maar daar moet iets in hulle, daar is definitief iets in hierdie mense in die dorp en hy het dit gesien en hy het dit ontgin en so aan. Dan Annelien Hartnick is 'n vrou wat na aan my hart is, want sy glo in kinders en sy glo in kinders se talent. En sy nog steeds besig in die dorp om die dorp op te bou en mense op te bou. En kinders se lewens beter te maak, you know. En ons kom deur al hierdie mense wat iets in ons gesien het. En ek dink ons drie is eintlik so bang om hulle teleur te stel. Want hulle het soveel tyd in ons gesit, soveel tyd in ons geploeg en so aan. En dis lekker as jy nie 'n plan B het nie. Ja. Wie is er nog alle is nou maar die 5de of 6de een van die wat ek doen en dit kom gereeld op en mense sê I didn't have a plan B. Dit is lekker. Nou wat ek bietjie ouer is en so aan en bietjie meer verstaan, is dit dis alright om nie 'n plan B te hê nie. Want ek wil niks anders as acting doen nie.
Ja. Ja. That's it. En dit gaan nie oor die geld, dit gaan nie No. oor die fame nie. It's just Nou, it is wat dit is. dit is wat dit is. I mean, dit is wat my happy maak. Dis hoekom ek hier sit. What a gift to know. What a gift. What a Want baie mense weet nooit nie. Want dan net en dis die sê ding van jouself jy moet al op 'n jong ouderdom en so aan moet jy jouself kind of sit maak en gaan wat wil jy actually doen? Ja. Al verstaan jy op daai punt wat jy wil doen nie, maar jy konstant hy vraag vra. Ja. Am I moving into exposing myself aan goed wat my senuweeagtig maak, wat my excited maak, wat my lus maak vir goed doen. En so meer as jouself kind of blootstel aan sekere goed, toe nader kom jy aan hy ding wat jou eintlik excited maak en dan besef jy okay, cool. Dit is wat ek wil doen. Ja. Ek gaan dit doen. En I mean, hy's goeie advice want ek het nooit daaraan gedink nie want toe ek 'n laaitie was ek het maar gesê kyk ek wil 'n besigheidsman word want my pa was 'n besigheidsman en ek dink baie mense gaan want jy weet jy's 'n kind maar ek dink baie goeie punt wat jy maak is vir jong laaitie what excites you. ja. En I love comedy but I found it late. Verstaan jy? Maar jy weet nie noodwendig wat dit is nie, maar jy move in 'n rigting en jy doen nie goed te al die leites gaan wel springbokke is maar maar is 'n goeie punt. Ja, en die ding is vir my is buite die feit dat jy excited maak, wat forceer jy om nie voor jou tyd soos 'n groot mens te wil wees nie. Jy moet vir my is dit 'n kwessie van daai imagination van 'n kind, daai verbeelding van 'n kind. Daai excitement van 'n kind. Ja. As ons dit verloor, as jy dit verloor as Alfred en ek as Theo, Ja. then we're not serving the people that pays a ticket. Absolutely. Dan doen ons dit vir die verkeerde redes. Jy is so reg. En 'n mens dink jy die goeie so in detail deur maar is so waar. Ek het nou so weet jy oor praat want die afgelope 3-4 dae sit ek nou en dink hoe gaan ek nou die ding laat monetize en hoe gaan ek die en daai en jy dink en ek begin dink so meer aan commercials man, meer geld en Ja. toe gisterand toe voor gaan slaap, toe sê ek vir my vrou, weet jy nee, ek het nog nooit goede gedoen in aard vir geld nie. Ja. En ek voel vir my weird wanneer ek so try om die fokus op 'n verkeerde plek. En toe vanoggend toe ek wakker skrik doen ek nee man, I'm just going to make the podcast. What happens happens. Verstaan jy? En it's such a en dit is normaalweg waar die geld vandaan af kom because the shift in your thinking is so different. Jy worry nie oor jy fokus op wat die ding beter maak. Ja. Ja. En daarin lê longevity. Absolutely. Daarin lê want mense kom dadelik agter as jy dit vir die regte redes doen of Ja. right, ek is nou so business driven and I mean ons moet survive. Ja. Maar as jy as dit oorvleuel met of meer 'n skadu sit oor wat jy actually moet doen. And it goes back to purpose. What is your assignment? Ja. You know? Hoe doen ons hierdie? 100%. En dis hoekom dit vir my so belangrik is om my 3 maandeliks, 6 maandeliks myself die vraag te vra. Am I still on track? Okay. Am I still doing this for the right reason? Okay. You know? Okay. Dit hou jou nugter man. Dit hou jou nugter vir waantoe jy op pad is. Want die ding is as ons almal geweet is waar ons gaan wees, dan gaan ons sonder die passie ingesit het as wat ons nou insit het. Absolutely. Dis hoekom jy elke dag hy video's uitsit. Jy seker maak jy gaan travel want dit gaan nie net oor die comedy en die feit dat jy mense gaan maar laat lag en bietjie vergeet van hulle teenspoed. Ek dink I mean ek sê nie dis jou assignment maar ek dink wat jy amazing doen is jy remind mense dat hulle mense is. Dankie. En weet dit that's such a nice thing. Ek geniet dit net om die comedy te doen maar ja, daar is hoe mense jou goed consume is not even up to you. Ja. I mean ek het al van jou goed gesien en dan hoor ek hoe die mense lag man. Verstaan jy? Want dit is flippend snaaks. Ja. Want dit gebeur en dit gebeur in ons dag alledaagse lewe. Maar hoe die mense lag man.
Ja. Want die mense lag as hulle by die huis lag. Ja, ja, ja. En daai is jou key. Daar is As het. hulle so lag, Ja. That's you're well absolutely. on your way, man. Absolutely. Luister, nou, julle drie is nou baie populair, julle kom uit daar. Ek weet Christo het gesê vir my, julle gaan gereeld terug en so. Ja. Is julle nog baie involved in Heidelberg? Natuurlik is dit moeilik. Julle bly nie meer daar nie. Ja. Jy kan nou nie elke week kom nie. Jy kan baie keer eers die jaar maak miskien nie. Maar is julle nog involved met Ja. met daai mense wat die kinders develop en so aan? Absolutely. Kyk, wat ons altyd doen is ons het 'n show gedoen, Platform 9, dis 'n twee-einde met my en Maurice, wat Christo geskryf en direk het. Ons het dit was 'n trilogy. So die heel eerste keer voor ons na 'n fees toe gaan of by die Baxter perform, moet ons die show huis toe vat. Want hy is jou barometer, man. Jy word getoets of die show worthy is Ja. om na die Baxter toe te vat. Ja. Want die Heidelberger lag nie vir nonsens nie. Hulle staan nie op en klap hande vir nonsens nie. Omdat hulle so geskool is in drama en kultuur en theater. En ook hulle is die starstruck. O nee. Hulle is die starstruck, so is 'n baie goeie respons. Nee. Hy's daunting. Om hy dit te gaan. Dude. Laat ek nou vir jou sê. Jy kry wondervleis, kyk aan. Ja. Ek is die bangste om te doen wat ek doen as ek weet ek gaan by die huis speel. Jy kan nie verstaan wat met my lyf gebeur nie. Ek moet, as ek 'n 3-minute call, dan moet ek toilet toe gaan. Dan release my lyf. Ek weet nie wat dit is nie. Maar dan moet ek gaan. Ek is so bang om by die huis te perform. So dan doen julle dit waar doen julle dit? Ons doen dit by die gemeenskapsaal waar ons al ons drama, teater, repetisies al goed gedoen het wat jy kan van skool af, talent shows, fashion shows, sulke goed. Modeling shows en dan doen ons die shows daar. En I mean, ons het nou ons laerskool het nou 'n nuwe saal gekry wat baie goed is, goeie akoestiek. En ons hoërskool en so aan. So ons het ons laaste show ons daar gedoen, maar brother, dis moeilik om te perform by die huis. Maar daai as jy honesty kan uit mense uitkry, is valuable. Want so net om perspektief te stel, Platform 9 het baie goed gedoen. Ja. Ek was actually met Unfit and 40 in die een teater toe julle bo. Yes. Daai Desember. Yes. En ek onthou dit very well en ek was baie fascinated want Christo het dit geskryf. Yes. Toe vind ek die dynamic van julle drie uit. Ja. Then I was like, that is such a like om vriende te wees van kleins af en om goed te skryf en veral oor karakters wat julle eintlik baie van daai goed you pull from where you come from, né? Yes, allerlei karakters in die show was van Heidelberg. So jy ken nie mense wat jy speel. Change die name en goed. Ons change die name of sommige maar almal in die dorp weet. Hulle almal. Wie was Drongai aan? Wie was Love? Papa Aap en hy manne. Dis almal karakters, mense wat lewe, dis mense wat gelewe het. I mean, wat afgestorf het. So die familie sit daar en kyk. Onthou, jy moet onthou as 'n laaf, jy weet ook as 'n laaf aanhou in die teater, nee. Die laaf so aan by die huis, joh. Want hulle weet wie dit. Ek en Maurice kyk net mekaar so. Hy gaan nou ophou, moenie maar, hy gaan nou ophou. Maar I mean, dit is amazing om daar te staan en jy's daar's 'n trotsheid wat saam uitkom. Of course. Want jy perform met mense wat dit waardeer en wat jou waardeer en wat jou was 'n village, man. Jy kom deur hierdie grond, hierdie paai, hierdie mense. Hulle het jou groot gemaak, you know. Ja. En dis meer 'n voorreg om dit te gaan doen by die huis. Amazing. En sê my is dit maar nog wat is jou eerste liefde? Is dit TV, is dit movies, is dit skryf? Wat is die? Dis teater. Is dit? Nee, my broer, dis my grondslag. Is dit? Ek het byvoorbeeld ek was by Sewende Laan was ek lank. En ek het vir Daniël gesê hulle wou gehad ek by David. Sê ek vir hulle ek sal hierdie doen. Maar ek moet elke jaar teater doen. Daai is die deel. Okay. En want hulle het verstaan waarvan daar kom en hoe belangrik dit vir my is, want jy word net jy word opgeskerp in die teater, dis waarvan daar kom en ek moet elke jaar teater doen om my weer daai reminder te gee van waaroor dit actually gaan. Die respek wat saam met dit kom, die dissipline. Ja. En as jy terug gaan na soap toe, dan jy kry net 'n beter akte in die studio.
as jy van die teater afkom. Sê my, hoe is die verskil? Wat is like die verskil tussen, as jy nou vir ons kan verduidelik, wat is die verskil tussen theater en seepies soos 'n 3-camera en dan 'n movie? Right. Ja. Cool, theater vir my is die actor se medium. Want die ding is, jy kan 4 weke rehears, 5, 6 weke rehears. Dit beteken nie, jy ken al die nuances en die diepte van die karakter. So elke performance ontdek jy iets nuut van die. So dit maak dit dan die actor se medium. Ja. Jy kan konstant evolve soos die show aangaan. Ja. Right? Met multicam, soap. Dude, dit is wat dit is, dis technical. Ja. Performance is limited van as die tyd hê. Ja. Ons kan nie nou gaan sit in die second take, voor die second take en gaan sit en moet ek dit try en dit try en dit try nie. Ja. I mean, jy met 21, 22 episodes in die dag skiet. Ons het die tyd om te sit hê. So die werk wat jy moet insit is voor jy enigstens begin skiet, jy moet klaar weet wat jou karakter is. Ja. Jy moet klaar weet wat jy aangaan in jou Jy het minder room om keuses te maak. Jy het minder room om keuses te maak. En ek dink waar jy as 'n actor waar jy jouself save is om te verstaan wat is die thread, wat is die lyn binne hierdie storie? Ja. En waar pas my karakter in hierdie storie in? Ja. So dan as ons op die vloer kom, dan ons het nog baie gesprekke nie. Ja. Ons weet die director weet waartoe dit gaan, ek weet waar ek dit moet plaas en let's shoot the stuff, you know. Maar daar is nie ruimte vir performance en nuance en sulke goed. Ja. Jy doen die beste wat jy kan. Jy doen die beste wat jy kan. Maar dit help om jouself 110% voor te berei vir waartoe die director kan vat. So jy kan nie plan of voorberei met 'n one-dimensional performance. Jy daar kom dan jy kan enige rigting toe stuur. Dan moet jy reg wees. Jy moet versatile wees. Ja. Om te stuur waar die director wil hê. Vir my, ek dink waar ek nou is in my lewe, ek sien baie uit na film. Ek is nou 40 plus. Ja. Ek het nou al 'n bietjie gelewe. As nou al lae. Ja, ek inwerk in my performance. So ek is nou oop vir film en ek dink dis 'n natuurlike progression. Okay. En film jy 'n bietjie meer space om ja. Die ding is met film, daar's ruimte om te speel. En die ander ding is wat dit nou weer great maak is jy moet eerlik wees in alles. In elke keuse wat jy maak in jou performance, moet jy honest wees, want die kamera tel op as jy lieg. Ja. So like hoe klein, hoe fyn, hoe detailed. Jy moet met 'n scalpel deur jou teks gaan. Om elke nuance, as ek my kop gaan draai effens, as ek 'n sig gaan gee, as ek 3 beats gee voor ek my volgende lyn sê, dit moet alles eerlik wees. Ja, is baie wie nee. Daai goed wat jy nou as sê is so intimiderend vir 'n ou soos ek wat nou nie ek het een keer het gespeel in 'n movie, maar sommer en toe besef ek hoe ver out of my depth ek is. Want baie keer dan kry 'n comedian 'n rol. Yes. Want hy het 'n following of hy's popular of hy snacks. Of hy 'n natuurlike. Daar's 'n ding. Yeah. But it isn't the same as a trained actor. En wie wat die ergste ding wat met jou kan gebeur? En ek gaan vir jou 'n amateur wat daar staan en jy speel die lead en die mense 20 jaar experience hier om jou. Ek het daai is waar ek het totaal hospitaal op Warrings gedoen. Yes. Met jou co-star daar so by Suidooster wat die villain speel. Kan ek by my chommy se naam nou uitkom nie. Denise. Wie? Denise Newman. Nee, die villain man wat die bad guy speel, Ponytail in Suidooster. Yes. Ek en hy was in die film man. Saam. Okay. Jare terug, toe bly nog in Joburg. En dat ek jou nou een ding sê, ek gaan my skil omdat ek so vinnig by sy naam kan uitkom nie. Maar laat ek jou een ding sê, ek het geleer aso, die ding is nie net van optel en loopie. Man, want like al die goed wat jy nou van gesê het, ek het dit kliphard eers besef toe ek sit met die ding doen, dink ek, joh, die sou amazing gewees het as ek so en so kon gewees het. But then, ons is hier. Ja. And I don't have any experience. En ons moet Dis waar ek opgehou het auditions toe gaan vir goed. Daai
experience. But the worst thing was, I got the job. Dit was die worst thing wat kon gebeur. Kijk, die ding is net, jy was net, ek dink dis maar net... Groen! Grasgroen! Ja, Diep kant ingegooi. En is, jy raak gemakkelijk hoe meer jy dit doen. Of course. Verstaan jy? Daar is 'n gemakkelijkheid wat nogal 'n plus is vir dit. Maar I mean, ek kan verstaan hoe daunting het is as jy Dude, as jy nou dit moet doen en so aan. Ja. Maar aan die ander kant is, ek kan weer nie op 'n verhoog opstap en Ja, en elkeen het sy ding. en daar is jy die Ja, director. ja. Daar kan jy bepaal waartoe jy nou gaan met die Ja, storie. ja. As Stand-up is 'n hele ander medium. Tipe van ding. ek sal nie dit kan doen nie. Dit kan ek nou vir jou met oortuiging sê. Nee, bra. Ek sê vir jou nou. Daar is nie 'n manier dat Ja. ek op 'n hoog gaan klim en mense gaan laat lag nie. In 'n play. Ja, no Nee, problem. ek is fine. Hy's geskryf. Nee, ek is woorde fine. is haar. Ek is fine Ja. met daai. Ja. Maar But nee. off the cuff. No respect. Nee, maar ons, you know, en dit is wat jy leer, jy is hoe langer wat ek nou in die bedryf is, dit lyk asof dieselfde, want hulle leef soms soort van dieselfde wêreld, maar is eintlik twee baie verskillende goed. 'n actor en 'n comedian is totaal different goed. Daar's baie min ouens wat albei baie goed kan doen. Ek dink Skalk is een van hulle. En dan hy's 'n anomaly waar albei hulle ewig goed kan wees. Baie keer dan sien jy 'n comedian gaan doen 'n ding, maar jy kan sien man, die acting ding is nie 100% vir jou nie. But in elk geval, so jy het nou ons het nog gepraat van hy drie mediums, maar ek wil ook weet jy het direk ook. Jy direk ook. En jy het gedirek op 7de dan. By Getroud by Rugby. En getroud by rugby. Ja. En mense besef ja, goed nee, ek dink mense dink net jy act net, maar hoe is hy experience wanneer jy moet nou all of a sudden jy's 'n karakter in die show. Jy is aan die kant die lens nou is jy werk met jou kollegas wat actors is. Hoe is hoeveel moeiliker, wat is die challenges met dit? Ja, kyk, met Getroud was ek ook 'n karakter in die show. So soms dan sal ek in my blok wat ek direk, dan act ek ook. Okay. So ek moet dan myself direk en communikeer met die mense in die box. Is die shot reg, is die sizes reg, is die framing reg, pitch ons dit reg en so aan. Man, dit is dubbele werk. Ek sit 'n hele week op my blok te plot. Ja. Alles uit te werk en so. En dan kom jy op 'n stadium wat 2, 3, 4 tonele vir jou bietjie. Ek so seker om die keuses daar nie, you know. Dan moet ek weer gaan revisit. Maar as hy maandagoggend afskop, dan moet ek elke detail van elke scene, ek moet weet wat elke karakter sê, wat gebeur binne die storie en hoe pas hierdie toneel in die groter raamwerk van hierdie episode in. So ek was so gedetailleerd in die beplanning en die plotting en so aan. So as ek hoor iemand sê 'n woord, dan weet ek presies in watter scene dit is, wat ek geblok het en waartoe stuur ek die actors performance-wise. Ja. Maar dan moet ek myself ook, dan speel ek teenoor iemand en dan soms is ek so meegevoer in die toneel dat ek vergeet om cut, want hulle wag vir my om te sê cut. Maar ek is 'n karakter. Ek ding, mense wag net en besef jy eers agter dan sê die floor manager, cut. En dan gaan kyk ek in die monitor of dit reg is en dan sê cool, we good, move on. Dit klink soos op baie werk doen. En ja, waar kom hy tegniek, want kyk, directing klink vir my baie meer tegnies. Baie, aansienlik. Jy het nou net goeie gesê asof hy nie genoem het voorheen nie. Is die klank reg, is die framing reg, is die daai is tegniese goede. Ja. Like nou sê vir my, het jy opleiding gekry vir dit of het jy dit nou net geleer op die job of hoe? Omdat ek lank by 7de Laan was. Jy doen elke liewe dag. Ek is nou op 'n stadium en dit kom net met tyd. Dit kom net met soveel jare te doen. Ek het altyd hierdie begeerte gehad om met actors te werk. Omdat ek weet, vir my was dit, ek het geweet ek gaan my alles moet insit. Omdat ek nie 'n plan B het nie. Ek gaan my moet immerse in die werk, ek moet dit verstaan, elke
faset, elke ding van dit moet ek kan verstaan. Want ek moet met oortuiging met actors praat, Ja. you know? As 'n actor wil weet, hy wil weet waartoe moet hy gaan met hierdie scene, waartoe, wat is waar pas hierdie toneel in? Hoekom kan ek nie nou my stem verhef in hierdie scene nie? Maar ek weet as die director, Ja. soos hulle sê, moenie jou eie donder steel nie. Okay. So as jy nou jou stem verhef hier, Ja. die scene wat dit eintlik Nodig het is nodig het. daarvoor. dan val hy plat. Because we jumped the gun. Ja. Want daai scene justify Ja. daai kind of emosie. En so het ek geleer, ek hou van vat by Ja. mense. Ja. As jy movies kyk, ek vat by mense se performance, ek kyk hoe mense beweeg en operate. Wat is mense se werketiek? Hoe approach hulle werk en so. So ek het heeltyd gesteel en ek het geweet at some point gaan ek met actors werk. Maar Ja. dan wil ek hê dit moet 'n plesier wees, Ja. you know? Ja. Dit moenie ek dan weer. Maar wat? Nee, Ja. maar jy kan dit nee. Ja. Actors gee jou beste performance as jy so kalm as moontlik is. Want daar is 6 maniere hoe jy vir 'n actor op die regte pad kan sit. 6. Daar is 6. Okay. Onthou net, hulle is klaar highly emotional. Ja. Hulle kom klaar by die werk en ek dink hulle is nie goed genoeg nie. Hulle performance gaan nie goed genoeg wees nie. Maar as jy hulle instap en jy set 'n setting van of 'n gevoel van dis fyn, dis gemaklik. Daai's fyn, daai wat jy daar gedoen het Alfred is great. Maar kom ons maak gou nog 'n klein adjustment. Hou daar, maar net as jy by daai lyn kom maak net 'n adjustment daarso. En dan kyk ons wat gebeur. Dis klein goed. Ja. Want onthou die actor kan nie jy moet nie vir hom laat verstaan maar jy's nou nie op die level wat ek gehad het. Nee, want dan gaan hy nie môre vir jou ander performance gee nie. Ja, en ek ken van hy experience af wat jy's baie emotional, Yes. jy's baie nervous Yes. en jy moet emotionally in iemand anders se psyche wees. Absolutely. Is eintlik 'n gemors. Absolutely. Jy moet jouself is 'n gemors van 'n ding. Enige een wat ooit in 'n professioneel, ek praat nou van die skool nie. Yes. Want kyk jou ma en jou pa kom is excitement. Maar ek praat van hey, die wêreld kyk is quite 'n ding, né? Ja. En wat is die ander 5 maniere? Of is dit maar net 'n ding wat jy sê? Man, ja, kyk, dit is vir my is dit dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan nie oor omdat jy die director is en you're not the guy. Ja. Nee, daar's kameramanne, daar's manne wat heeldag staan hier so. Hulle werk hard. Ja. Jy moet net hulle tyd mors hê. So jy het daai pressure om tyd te steel want 'n crew gaan net vir jou hulle 110% gee as jy seker maak hulle gaan ten minste so 45 minutes voor die skedule is toe. Ja, baie belangrik. Want dit het ek nou weer geleer toe ek die kookprogram gedoen het wat vir my baie lekker was. Want daar was die scripting nie. Yes. I didn't have to act. That is correct. Weereens is 'n different ding. Maar kyk hy Kroos, ons het baie goeie ons het ook by Atlantic Studios geskiet. Ja. Ons het baie goeie directors en teams gehad. Ek was almal was happy. Ons loop elke dag vroeg, jy weet. Ja. Dan is mense baie meer happy om die ekstra myl te gaan. Dit maak 'n heel verskil my bro. Ja. En is onthou jy as 'n regisseur stappe in en jy skep die gevoel van die dag op jou eerste toneel. Ja. As 'n crew as ons sukkel om deur tonele te kom, die eerste 3 tonele 'n crew gaan nie, hulle is lunchtime as hulle moeg. Ek kan nie Lunchtime is hulle moeg my bro. Ja. Maar as jy daai excitement bring, ek wil omval as ek klaar gedirekte het, you know. Want ek is when jy push soveel energy. En jy moet mense se energie heeltyd ophou. Ja. Maar die amazing daarbey getroud is amazing vibe geweest. Die mense die actors was baie gefokus en ek het amazing performance uit hulle uit gekry en dit is lekker as jy vir actor net 'n keyword gee Ja. en they get it. Ja. Daai's great. Ja. En jy weet presies met wie jy werk. Jy het Goeie akteurs. Ja, you know your customers. Ja. Jy weet die een is vinnig om jou te hap. Ja. Jy weet presies wat om te sê. Ah. Jy moet 'n kalm, hier kan ek jokies maak. Okay, hier moet ek bietjie meer direk wees. Hier kan ek nog
Ja, is cool. Ons kan light try. Kom ons kyk collect take 2. As dit nie goed genoeg is volgens my nie, gaan ons 'n derde take doen. Né? Deal. Boom. It's amazing, so jy moet nou nog, behalwe vir die tegniese goed, moet jy nog 'n bietjie HR en Jy moet HR, jy moet 'n bietjie, jy moet mense ken. sielkundig, jy moet op sielkundige level met mense werk, want jy werk met emosies die hele tyd. Dit is baie interessant wie nou vir my sê. Sê vir my, jy het gaan swat. Ek het En dit was dit meestal gefokus op soos acting. theater. Ja, ek het by Northland College gestudy. Maar ek het net 'n jaar gedoen, ek en Maurice. Ek het net 'n jaar gedoen en I mean, die challenges van 'n enkel ouer en so aan. Ja. Kyk, my hart was gebreek toe my ma sê daar's nou nie meer geld om verder te study nie. Maar I mean, ek besef nou in retrospek hoekom dit nie deurgegaan, hoekom daar nie geld was vir 'n tweede jaar, want toe begin ek dit was my eerste show by die Baxter met Denise Newman. Ek kan uit huis toe. En toe begin my carrière afskop en ek het nooit teruggekom. Daar was 'n groot play. Dis groot play. Ja. Daar was 'n groot. Jy praat van Irvine, jy gepraat van Irvine Floor. Yes, Irvine. Ek het dit gevoel vir Denise. Nee, Irvine was my co-star. Ons is over en maar jy jou begaf. Ja, so toe doen ek die play saam met Denise en so aan. I mean, jy kyk die mense op TV vir jare as 'n kind en skielik het jy die geleentheid saam met die veral Denise Newman. En is gebeur die dinge nou vir jou en jy moet jouself sê, ja, is dit waar jong? Wat hier aangaan. Maar dit is maar net hoe dit is. As die passie daar is, as die vlam brand, dan moet jy hom aan die gang. Ja, en okay, so toe jy nou by Sewende Land begin, dan ek vra nou maar ek in my kop dink ek en jou as Zander, jy begin veral met 'n soapie. Is dit waar jou fame regtig begin slaan het? Want dit is 'n hele ander ding om mee te deel. Ja. En is veral met 'n seepie wat miljoene mense elke aand sit en kyk. En jy is jy speel 'n lawyer. Wat vir my snaaks is sy vrou is 'n lawyer. 'n regte ene. 'n vrou wat geleerde ene, hy speel 'n lawyer. Maar in elk geval, so hoe dit jou affekteer en wanneer jy besef, hey, ek is famous nou. Kom ek vertel die storie, né? Ja. Kom ek begin hierso. En ek vertel altyd die storie want dis amazing as 'n mens so droom sonder om te twyfel. Ek het op die mat gesit by die huis, my oupa se huis, en ons het Sewende Land gekyk. En ek het sonder om te blik of te bloos, het ek my ma gesê, ek gaan eendag op die show wees. Ek het so kruisbene gesit op die mat, op die vloer, kyk so op. TV was op die yskas gewees. Dus ek gaan eendag op die show wees. En obviously my ma was nie ge-worried, die klomp praat sommer nonsens. Kind praat, wanneer wat hy praat. Ek droom, ja. En ja, toe gaan study ek en wat gebeur het is daai jaar toe ek nou study, toe dis een van my mentors, een van die beste CP-akteurs, regisseurs, ballade vir enkeling gedoen, Igoli, is Henry Milne. Ja, groot goed. Ja, hy is my mentor gewees en so aan, goeie vriende. En eintlik samen gedoen by die college en hy het my eksamen gesien. En for some reason het hy gedink there's something, ja. Maar toe hy klaar dus die eerste Oosterfees het hom gevra om 'n show te doen. Die swerfjare van Poppy Nongena. En dis hoe ek Joburg toe is om te gaan rehearse saam met hulle. Of was dit die eerste keer? Okay. Dis ook gevlieg het om te gaan rehearse saam met hulle. En toe ek in Joburg aangekom het en so en al hierdie mense gemeet het. Toe ek 'n eerste flight vat en besef maar ek gaan nou, want hy het my gesê jy gaan nou toe cast hy my natuurlik want hy gedink ek is goed genoeg vir die play. En ek moet na Joburg toe gaan en ek moet gaan rehearse mos nou. Toe gaan bly ek by die mense sal ek ken as Felicity by Mel. Yes. Mel en ek. Yes. Gaan bly ek by hulle en ek begin rehearse. Maar die eerste dag toe moes ek nou Henry gaan meet by die studio. En I mean as 'n kind het gedroom om by die show te wees en skielik stap Pierre van Pletsen en 'n
Chris Foster en Matroon en hy mense Ja. by jou. En I mean, ek myself so compose, want ek het gedroom van die goed. Ja. Hier's die mense aan. En nou jy's hoe oud nou? Nee, ek is 22. Ja. Ek is daar, ek is so, hier's die mense, jong. Hey. Voor my, jong. Oh, my word, dit was daunting geweest. Ek is so, hier's dit nou. En daai selfde dag het hy gereël dat ek audisie doen daar so. Aan die einde van die dag. Audisie doen daar en so aan. En ja, toe hulle geloof wat ek doen. Okay. Toe het ek gerehears aan die show in Joburg en 3 weke na die audisie toe laat weet sê hulle vir my yes, trial period. What a chance. Ek moet inkom as hulle soek die karakter en so aan, maar ek moet inkom vir 'n trial period, hulle wil kyk hoe doen ek en so aan. It's unbelievable. En so basically jou sewende laan is dan jy's nou by die play, hy organise vir jou 'n Audisie. audisie. Maar ek is in Joburg. Jy's in Joburg. Yes. En is nou net toevallig dat hulle 'n karakter het wat hulle aanwerk. En hier kom jy in so basically jou eerste dit vroeg gekom, jou eerste groot break was dan sewende laan. Groot. Massive break. Massive break. En I mean, na die eerste 3 maande en so aan toe, I mean, ek dink die einde van die tweede maand, toe sê hulle, maar hulle hou van wat ek doen. I mean, ek het natuurlik geslaap, hè. Ja. Want het is scary, toe ek eventueel begin skiet daar. Ja. Um, Want dis nou ook die eerste keer wat jy begin 'n Multicam. multicam skiet, ja. Dis daunting. Die Jy's gewoond aan theater. Ja. As 'n dak out Ek of water. speel, ek is Ja. daar, ek is aan Ja. buite, ek is... Ja. Hier is het, you know, it's technical, it's cameras, wat Ja. 'n kamera's jy, beligting, klank. Ah. En ja, toe sit 15 jaar van my lewe wat ek daar was. 15 jaar, hier was Zander 15 jaar. Dis waarom en dan natuurlik nou gaan jy terug Heidelberg toe baie mense is excited. jy Ja, kyk, ek dink is meer 'n ding van dis iemand van hulle dorp wat nou, dit gemaak het. Siewendelaan Ja, is. we see him. you know. Ja. En mense was baie trots geweest. Ek onthou Christus se oupa het vir my gesê, en ek het altyd om gaan visit as ek huis toe gaan en visit ek om gaan hallo sê en so aan. Dan sê hy vir my, dankie vir die werk wat ek insit. Want Christus oupa was 'n baie goeie akter. Baie goeie akter. Hy was in baie goeie teater. ja, hy en Errol het saam gespeel in Errol, sorry, Onder en Engele. Christo. Hulle was Het in in Onder Engele baie goeie show. Ja, I mean, hy het ons gedrul. Vir Is Christo het? nog erger. Hy het vir Christo gedrul. Maar I mean, kyk Kyk, waar's Christo nou? Ja. Ja, en hy het vir my gesê, dankie vir die werk wat ek insit. Dit is hoe dit moet lyk. En dis lekker as jy sulke goed hoor van you ride on track. Van veterans. Ja, Ek het besef vir my, hy's ook dan van Heidelberg. Hy's van Heidelberg. Amazing. As 'n klomp mense uit, jong. Ja, man, dis ander water, dis Ander water in Heidelberg. Ja, dis fascinating, nee, luister. So ja, dan besef mense ook eintlik nou dat ek aan dink, Christo het obviously baie jonk al. Pretty popular. So julle speel nog saam en Christo is in 'n massive TV show. Ja, kyk, Want daai was die tyd waar ons almal the world comes, hulle staan stil 7 staan jaar. stil. Wêreld staan stil. Ek onthou toe Christo moes gaan vir die audisie, hoe sy oupa hom gedrill het om hy dialoog te ken. You know, hy moes nuwe poems gereeld moes hy nuwe poems leer. Hy het hom gedrill aan die voorhuis, jong. Sjoe. You know, en jy kyk na daai goed en jy gaan, wow, okay, dis wat dit vat. Ja. Dit is nie maklik nie. Dit verduidelik baie van wie Christo is en Ja. ek ja, want ek ken 'n ou met 'n work ethic of note. Ja, Want ek ken hom nie so goed nie. ja. Ek ken hom maar die afgelope paar jaar, maar oral ek moet hom kontak gemaak het. Dis 'n work ethic en daai ou. Ja. Ja. En ek moet soms vir hom sê, jy moet kyk of jy net 'n bietjie kan slaap ook, hè. Want hy is 'n mannetjie wat as hy begin skryf van 'n ding, hy slaap, hè. Hou nie op nie. Ja, dan moet ek soms vir hom sê, dude, net 'n klein bietjie balans, Ja, ja. you know? En sê my, ek weet nie kan ek dit noem nie, maar Ja. daar's hy het dit genoem en jy het dit ook al genoem, maar ek sal dit uitsny. Julle 3 julle het nog nie julle storie vertel Nee. soos julle groot geword het. Is daar kanse vir dit? Ja. Ja.
Ja, dit moet gebeur. Dit moet gebeur. Ons moet dit doen. Dis Ja. maar net wat dit is. Ek hoop is 'n movie. Dit sal 'n feature film is. Oh, great. Want ek dink net ek dink daar's so baie interest in al drie van julle. Ja, kyk ons drie is Christo sal ook vir jou eendag sê dit is die maklikste twee mense om saam te werk. Ek en Maurice. Omdat ons mekaar so goed ken. You know? Ja. Hy sal vir jou in detail vertel, maar ons daar's hoë verwagtinge van ons al drie af. Daar's 'n werketiek van ons al drie af wat daar moet wees. Ons kan nie slack hê. Ja. En ons drie het geweet, you know, it's more than just acting. Dit gaan oor hy kinders in Heidelberg wat rolmodelle soek. Ja. Dis waaroor dit gaan. The gift is not ours. The gift is for us to share. Ja. Ons moet die gift deel met mense. Deel dit met en ek dink baie mense sit die pot mis as hulle dink dis nie 'n verantwoordelikheid nie. Wat ons doen is 'n massive responsibility. Ja. En dit hang af waartoe jy dit direk. Ja. Is dit om mense te op te bou, is dit mense hoopvol te maak en hulle self te glo en so aan. So dit wat ek doen elke liewe dag vat ek glad nie ligtelik op hê. Because it's not about me. Ja, maar ek dink ook mense kan dit sien. Hulle kan dit voel. Maar wat ek ook nou van jy praat van responsibility. Ek het altyd gesit en wonder as ek so goed kyk. En kyk veral ons van die kleerlinggemeenskap, né. Baie keer dan word ons portray in 'n certain way op die TV. En daar's niks verkeerd met dit nie. Maar verlang en ek sien dit nou verander. Verlang was dit 'n bietjie skewed geweest. En omdat jy as even as mense my nou nog vra in 'n advertensie ek moet 'n gangster speel of dit sit vir my af. Ja. En kyk, dit is 'n deel van it's art, jy vertolk dit. Maar ek wil by jou weet, waar voel jy die verantwoordelikheid sit met ons om 'n meer gebalanseerde view van ons mense uit te sit, one? En hoe gaan 'n mens te werk as jy even kan? Wanneer sê nou byvoorbeeld die karakter vat 'n draai nou. Die mense skryf want kyk is 'n CP vir alles 'n massiewe masjien. Ja. Nou skryf hulle nee, jou karakter is nou al of 'n sudden goeie wat jy diep mee, jy weet you don't agree with it. Ja. Ja. Okay. Wat is jou level of power in 'n situation of doen jy net die kuns wat jy gegee word en that is it? 'n voorbeeld. Zander het kyk hy was geïntroduceer aan die audience, natuurlik 'n lawyer wat baie ongelukkig was met sy pa omdat hy sy familie gelos het in die Kaap en toe Joburg toe getrek het en Hillside Times gaan oopmaak het en verlief geraak het op Charmaine en alles. Ja. En Zander was, wat mense nie weet, Zander was altyd, hy is die jonger broer van hy en Vince. Ja. Hy was die jonger broer geweest, maar hy was die lawyer, baie ernstig, op die lewe ernstig, baie gefokus. Ja. En hy was geportray as hierdie superhero wat altyd mense uitgehelp het en mense gesave het en so. Ja, baie opgestaan, strydtalkers, bang vir niks. Ja. Maar toe het hulle hom geskryf dat hy verlief raak op sy broer se vrou. Ja, ek onthou dit. Yes. Ja. Want ek as Theo het nog nooit dit gedoen of deur gegaan nie. Of course. Right? Ja. Maar ek vertolk 'n karakter. Maar ek moes alles binne in my het beklei teen dit. Want is Theo. Ja. Ek sê mos nou nie verlief raak op my broers. I mean, it's human, dit gebeur. Maar I mean, ek sal dit nou nie doen nie. Ja. But jy speel 'n karakter. Okay. So jy moet nou 'n wêreld in jou kop create. Wat die waarheid is. Ja. As Theo. Ah. In my kop moet ek daai wêreld skep. Ja. Sodat ek dit kan glo. Ja. Op 'n emosionele level. Ja. Sodat wanneer ek dit vertolk, dit kan oorkom hierdie karakter. Ja. So daar gaan baie goed in performances wees en karakters en keuses wat die skrywer maak en so aan. Wat ek as Theo byvoorbeeld nie saamstem oor nie. Maar jy moet dan 'n wêreld gaan skep. Ja. Dit realiteit maak
sodat jy daaraan kan glo wanneer jy dit hoor. Want die kamera gaan dit lees. Ja. Of jy regtig gaan glo of nie aan glo nie. En ook tog maar aan die einde van die dag, it's entertainment. It's entertainment. And you have to honor the story. Kyk, dit is gaan baie seker goed gaan teen jou beginsels, maar teen jou beginsels. Ja. Ons is hier om 'n karakter te oordeel. Okay. Ons oordeel die karakter. Ja. Ons verstaan sy waarvan hy kom en ons gaan in hy wêreld in en ons vertel die storie. Maar nou Theo, as jy nou genoem is baie emosioneel, jy natuurlik jy wil die waarheid vertolk amper, jy create daai wêreld. Ja. Hoe affekteer dit nou wanneer jy nou huis toe gaan? Is dit nou 5 uur kyk, kak, almal gaan huis toe. Hoe lank vat dit vir jou om en affekteer dit jou kan dit jou persoonlike lewe affekteer met jou familie, jou kinders? Want party van hy storielyn is verskriklik donker. Ja. En dan obviously jy het 'n sekere mood wat jy het. Hoe unwind jy hy bal 5 uur in die aand? Ek het die eerste 3 jaar van Sewende Laan en die karakter wat so swaar was en so. My verskriklik moeg gemaak. Hy was draining, hy was draining. Hy's ernstig geweest. En dit was dit. En hy het gefight met sy broer, gefight met mense en hy wil net kyk lawyers, hulle wil nie altyd reg wees. Ja. Altyd reg wees. They're gonna argue with you. Ja. Ek het experience om die regte lewe. Anyway, ek gaan dit uitsny. Hy het uitsny. En uit my verskillik uitgeput. Soveel as wat die karakter geniet het om te speel, het my moeg gemaak. En ek moes intentionally 'n keuse maak om Hybra by die werk te los. Of Hybra was ek daar deur 'n hekke stap om Hybra te los. Ja. Want ek kan nie my huis toe vat nie. Anders kom ek môre terug. Ja. Jy goed gaan sit in jou lyf man. Jy werk met emosies man. Absolutely, want ek hoor altyd van die mense wat hulle nou method acting doen, wat die karakter bly soos Jim Carrey bly, daai ou vir 6 maande. Ek dink vir myself, dit kan mos, jy gaan mos divorce vang. Ek kan mos nie elke dag so terugkom huis toe nie. Ja, heel dag. Ja, maar nie jou werk huis toe bring nie. Hoe voel jy oor method acting? Is natuurlik to each his own, maar ja, vir my is dit 'n wat verlang die karakter van jou? Hoe diep moet jy gaan? Wat is die storie? Wat is sy agtergrond? Hoekom moet hy 'n psigiatriese, byvoorbeeld 'n brein skade het of iets soos dit of. Dan moet jy, vir my is dit meer 'n kwessie van gaan doen die navorsing intens. En ja, emosies sit, maar jy moet 'n keuse maak. Want ek kan nie hier in die strate rondloop en ek lyk asof iets my heeltyd jaag het. Ja. Ja. Mense gaan dink ek is mal in my kop. Ja. En jy het kinders. Jy het kinders en so aan. So los maar, kyk dit gaan jou nie help nie man. Mense wil hulle pa en hulle man en hulle by die huis hê. 100%. Los, daar's die oomblik, maar dis 'n keuse wat jy moet maak. Jy kan nie instap en maak asof ek 'n lawyer is en praat met my vrou soos ek wil en so. Ja. Nou, man, dis 'n keuse. Almal het hulle proses. Ja. Ek respekteer dit. Wanneer ek 'n rol kry wat so intens en so emosioneel is, dan sal ek 10-10-1 nou nie so erg gaan nie, maar ek sal my werk doen, maar almal se navorsing se prep is anders en so. Nie respekteer, maar ek gaan diep, maar ek gaan nou nie dat dit my hele lewe oorneem. Omwentelik. Sê my wie en dis nou 'n ding wat is 'n bietjie is sensitief, maar ek voel mense moet ons moet daaroor praat, want dit affekteer almal in die kunste. En ek wou net jou idee by jou gekry het. Jy is soos wat ons verstaan, as ons kyk aan jy, Maurice, die Anne van Rooi, al die suksesvolle akteurs, die mense is at the top of the game. Ja. Dan hoor jy, dan ons as die publiek, en voor ek in 'n bedryf gewees het, het ek dieselfde gevoel, nou weet ek 'n bietjie beter. Ons kyk na julle, en ons kyk na akteurs wat
top akteurs is en ons kyk, hy doen goed. En hy doen goed. Maar dan, baie kere dan translate hy goed in nie finansiëel nie. Nou, So nou, wat gebeur is dat, wat ek eintlik wil by uitkom is, hoe, en is 'n moeilike ding om te vra, maar hoe secure is acting as 'n loopbaan? Want kyk, as ek na jou kyk, alles lyk goed, alles is lekker, maar dan hoor jy goeie soos Charlene Soortie Richards, sy het haar storie vertel, Ja. so it's no secret, we're not outing her here, maar sy het gesê, ek sukkel verskriklik, en dis veel as 'n kind, dis dan dink jy, ja, dink jy is iets wat 'n bietjie nie lekker is, as Ja. iets nie lekker nie. ja, ek dink in 'n perfekte wêreld het actors royalties gekry vir hulle werk. Ja, Het actors nog steeds maandeliks kon hulle ietsie trek omdat hulle werk oor see verkoop of Ja. oor see gewys word. Films wat verkoop word aan ander channels. Maar dit sê hierdie deur tot die mense, so die actors. ja, Dis ook om so seer om te hoor van 'n Charlene Soortie wat niks gehad het aan die ene kant. ja, Ek dink dit is ons is nog baie ver van die hele royalty ding en ek dink dit is 'n gesprek wat eintlik nou al moet ek weet daar is 'n body, actors body ja, wat besig is om dit aan te spreek en so aan. Maar vir my is dit net ek voel daar's te minder respek vir wat ons doen. ja, You know? Ek Ja. dink die arts word na gekyk, so right, you can cut the budget here and put it in there and whatever. Ek dink daar moet meer respek gekweek word vir wat ons doen. ja. Because it's not easy. Nee. En dit is belangrike werk wat ons doen. En wanneer iemand het dit genoem, en ek dink dit het baie opgekom in COVID in. Niemand respekteer die kunste nie, maar imagine dit gaan net weg eendag. Ja, Hoe sou julle deur COVID gekom het sonder entertainment? exactly. En om terug te gaan na wat jy van gepraat het, was vir die mense om te verstaan, Suid-Afrikaanse akteurs kry nie royalties nie. Jy word nie, oorsee hoor jy, as ek het met een van die ouens gepraat, een van die groot akteurs gepraat, en hy het gesê vir my, en selfs vir jou, as 'n ou 7 jaar gespeel het in Bold and the Beautiful, dan kan hy retire. Hy's klaar, hy's oorsee, jy kry checks, Rich, Ron Moss kry nou nog checks uit Bold and the Beautiful, Ons en hy's jare al klaar met die program. daai mense kan aftree. Daai mense Ja, hulle kan aftree en hulle kry daar's dignity daar. daar is respek, daar's dignity. Mense word waardeer vir wat hulle doen. En dis hoekom hulle elke maand kan salarisse trek. En die wie werk, van die werk is die werk word gesien as belangrik. en Nie verder noodwendig in Suid-Afrika nie. ja, en verder is dit en dis waarom ek altyd die ding haap aan dit 'n little van even in my goed, soos ek het shows, maar ek het begin besef ek moet my eie goed maar license. Ja. Anders as ek dit verkoop aan 'n kanaal, dan is dit nou verkoop, dan speel hulle dit hordes keer oor en oor en oor en is 'n 100,000 rand advertensie in die program, maar ons sien nooit weer geld van ons kuns af nie. Jy sien nooit weer, maar daar is nog mense wat geld maak en is maar altyd maar en ongelukkig en I don't deny people money, maar ek sê miskien is dit 'n bietjie lopsided wanneer 'n man die suits kry te veel. Ja. En dit gaan jare so aan. En in Suid-Afrika daar's die verskoning nie, want mense hulle verdien nog steeds ads. Daar's 'n interest nog steeds in die kuns. As hulle nou Sonkring weer oorspeel 7 uur elke aand, dan kyk ek hom weer van voor af. Ja, joh. En dan is jy 'n advertensie abonne speel en dit beïnvloed my om iets te gaan koop. There's a revenue being made. Ja. And it's just not filtering down. Ja. Ja, dis die sê ding vir my is daar jy het 'n structure vir alles wat kom by film en teater en so aan. Natuurlik is daar mense wat geld insit Ja, en daar seker verwagtinge, ja, om hulle geld terug te maak en so aan. Ek dink net dit sal regtig great wees om op 'n punt te kom waar actors in Suid-Afrika betaal word wat hulle regtig verdien. En dat daar fairness is, man.
Absoluut. Fairness. En ek praat nie net van actors, ek praat van crew ook. Oh, You know, ja. Die mense wat hard werk, Ja. almal wat hard werk en wat respek het vir die werk, dat hulle dit sal lekker wees om wakker te skrik en te gaan, wow, iemand sien my. Ja. Dis I acknowledge you. That's why I'm paying you. Ja. This amount of money. Ja. Because you deserve it. Sal dit nie beter wees om so op te staan en te gaan werk nie? Amazing. En ook net dink net aan die positiewe nagevolge daarvan. Jy voer tog in families as 'n hele industrie. Absolutely. Wat van mense wat eintlik hulle moet oorwerk om 'n lewe te lei wat your average office working ook gaan verdien elke maand sy check en whatever. Ja. Jy sien ouens soos jy, as altyd 2 of 3 projects. Ja. Christo, sommer 4, 5. Ja. Dat gaan en dan ek sien so baie van kunstenaars wat so baie goed. Baie kere dan kom jy by 'n mark. Dan sien jy 'n akteur of 'n comedian daarso. Hy verkoop iets en dan dink ek altyd dan sal die mense sê gaan dit nie goed met hom nie. Wat gaan nou aan? Dan sê ek nee, dit gaan nog altyd dieselfde met hom. Dit is net die man probeer ekstra geld maak want die kuns dra hom net nie. Ons gaan nie in Suid-Afrika net kan acting doen nie. Ja. Ja. Ons gaan met hustle. Ja. It's constant hustle. Ja, ons gaan met diversify. En dis wat dit is. Tot daai structures en tot kunstenaars ge-acknowledge word vir hulle werk. Ja. En royalties kry. Ja. Gaan ons 3-4 projekte moet doen om die pot in die kook te hou. Daar hoor jy dit nou. En wat ek wou noem was as jy kyk aan al die fantastiese werk wat uit Suid-Afrika uit nou kom. Like wanneer jy hoor nou goede soos jy het dit van my genoem dat 'n Suid-Afrikaanse ou so goed gedoen het in 'n fees oorsee. Ja. Maar dan moet daai persoon en dit het multiple keer al gebeur met comedians vriende van hy doen so goed hy kan. Maar dan sit hulle met die powers that be kry flights, maar die ou wat die werke doen het moet woeker om geld te kry vir die vlug. Maar dan sien jy sekere mense en ek gaan dit noem, mense in die staat waar die ouens vat foto's as 14 van hulle. Ons het dit al gesien. Ons sien dit met sport. Ons sien dit met sport. Ons vat dit weg van ons af. Sien dit met sport. Die rugby gaan altyd gesponsor word. Maar dink 'n bietjie, ek wil eers verder gaan nie. Vrouens rugby baie kere met hy vrouens hokkie. Ek het 'n niggie wat 'n Olympics gegaan het vir die hokkie, maar dan moet sy woeker. Ja. Sy moet woeker vir want dit word nie net gecover nie. Of sy gaan World Champions toe vir badminton. Verstaan jy? Maar das officials. Ja. Daar wat is dit altyd nodig vir hulle om te gaan, Kan ons nie net kyk agter die persoon wat die actual ding doen nie. Sien, daai is die probleem. Ja. Daar is die respek. Ja, is die respek. Daar is die respek. En dis sad. Maar ek bly hoopvol man. En ek dink dis as jy ouer raak, jy moet sekere mindset changes maak. Jy moet hoopvol bly want as ons demotivated. Oh, absolutely. Wat gebeur met die kinders daar buite wat ek sien van jou verwag om hulle op te tel en Weereens wie jy sê is dat die werk is belangrik. Werk is belangrik en die rewards mag nou net nie align nie en ons moet altyd werk aan, maar dit wil nie sê ons moet ophou nie. That cannot ever happen. No. Dit gebeur in comedy ook. Ek is gelukkig, ek het 'n audience, maar I have to work. Ek het op die oomblik 3, 4, 5 shows wat stream. Maar ek sien nie geld uit dit uit en ek dink net waarom ek die ding altyd opbring met ander kunstenaars is omdat I just want a more balanced view vir die publiek. Dat ons is nou nie ek en Theo kan nou nie klaar nie, ons is okay. But daar is 'n verskriklike klomp baie talentvolle mense wat dit nie okay gaan nie. En ek en jy self weet jy gaan dit okay wees wanneer ons 60 is. Exactly. Dis die groot probleem. Exactly. Ja. As ek nou moet terugdink lê. Hoeveel van my vriende wat voor COVID of wat meeste van 90% van die tyd freelance actors is.
En jy gaan in COVID in. Jy het nie geld gehad om in COVID in te gaan nie. Ja. Jy kom met COVID uit. Dit het 'n lang amper 'n goeie jaar en 'n half gevat Ja, vir die industrie om weer terug te kom. bietjie op te tel en so. Wat dink ons wat gebeur met 'n ou soos daai? Ja, Nou sy alleen, sy's alleen. Daar's nie support structure. my maat. I mean, COVID was so sad dit was vir ons industrie. Vir my het dit my geforseer om regtig waar te gaan sit met myself. You know, and my blessings to count. Ja. Want ek het my vrou saam met my, ek het my kids, ek het 'n dak oor my kop, ons is veilig, ons het dit en so aan. Toe ek eendag toe besef ek net, dude, you gotta count your blessings. Want jy weet jy het vriende wat sal bid om te hê wat jy het. Oh, absolutely. You know? En dit was 'n belangrike tyd vir my as vir jou om te gaan appreciate. Oh ja. Absolutely. Ek concur completely. Maar meneer, luister, it was lovely to have you. Baie dankie man. En ek gaan weer terugbring. Ek wil jou weer hier sien. Ek gaan wat ek doen hier so is basically ek gesels met mense wat I find interesting. That's En cool, jy's een van die mense wat ek kyk nou al 'n lang tyd al en dink ek, joh, en toe coincidentally, kyk ons is albei nou die laities is nou in graad 1. Coincidentally there the paths cross. It's amazing. Ja, en hier is ons nou. Dankie dat jy gekom het. Dankie dat jy so openly deel met ons met wat gebeur, want ek dink baie van die goed wat jy gesê het is baie insightful. Maar voor ek jou laat gaan, wil ek hê jy moet vir kinders daar buitekant, mense daar buitekant sê, wat is jou een of twee tips of advies vir ouetjie wat in acting in wil gaan, wat in die arts in wil gaan? Wat sou jy sê is that made all the difference for you? Want kyk, jy's eintlik 'n fantastic voorbeeld. Jy kom van 'n enkel ouer huis. Ja. You've made it despite the challenges. Ja. Jou omstandighede is nie die rede hoekom jy nie suksesvol kan wees nie. Dis reeds die rede hoekom jy suksesvol kan wees. En ek dink dis baie meer uitdagend nou vir jong kinders om groot te word, want jy sien jou idols op social media, jy's op Instagram en Facebook en TikTok en al daai dinge, en jy dink dit is die wêreld dit is waar ek moet wees. Jy is geskape vir 'n tyd soos die. Daar is 'n rede hoekom jy op die aarde is. Daar is 'n rede hoekom jy daar groot geword. Daar is 'n rede hoekom jy in 'n enkel ouer huis groot word. Want jy het 'n storie om te vertel. Ons almal het stories wat ons moet vertel. En as jy gefokus bly op wie jy is, wat vir jou belangrik is, jou waarde en waarvan jy kom, dan sal jy suksesvol wees. My ouma het altyd vir my gesê, my seun, jy kan nou op Seemelaan wees, en jy kan nou daar bly, en jy kan nou dit hê en so aan. Jy moenie vergeet waarvan jy kom nie. Ja. That's it. Dis jou identity. Ja. Maar dankie meneer, kom ons gaan drink koffie vir ons hier. Ons moet gaan optel by die skool. Ja. My man gaat kry nou. Ja, we gaan help.